Goeiemôre gemeente, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my lekker om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Gun my asseblief die geleentheid om net 'n paar afkondigings onder die aandag te bring. Eerstens sê ons baie dankie. Dankie vir elkeen van julle wat vir ons 'n EFT inbetaling doen. Dankie vir julle finansiële ondersteuning, ons waardeer dit opreg. Ons vra onthou asseblief net dat as u dit inbetaal, dat u in die verwysing sal sit, dat dit vir jou geloofsoffer of jou 10de maand dankoffer of selfs net vir jou gewone dankoffer is, of vir koskas of vir sorg, sodat ons weet waarvoor om die geld aan te wend. Dan wil ons ook vir almal baie dankie sê wat vir ons voorbereiding doen. Ja, Tannie Hannetjie Klint het gesê dankie vir die voorbereiding. Sy sterk aan tuis, maar sy voel ons kan haar naam van die voorbereidingslys afhaal. Corrie Diedriks gaan dit ook op hierdie stadium mee beter. So hy sê ook dankie vir die voorbereiding. Hy is nog nie heeltemal waar hy moet wees nie, maar ons sê baie dankie en ons vra dat hy nog steeds in die gebede ook aan hom sal dink. En dan is daar van ons ander mense wat langtermyn siektes het, soos Tannie Didi en Tannie Dina Groblaar se kleinseun, en ons vra dat u nog steeds in u gebede ook aan hierdie individue dink en dat u hulle nog steeds aan God sal opdra. En dan indien daar iemand is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief sal in kennis stel. Dan wil ons julle ook herinner aan ons markdag wat die 25ste April plaasvind. Dit is op ons Facebookblad en op ons WhatsApp groepe, so deel dit asseblief wyd en suid en kom ondersteun ook hierdie geleentheid indien u wel tuis is vir die lang naweek. Dit is dan al wat ons afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons net vir 'n oomblik sal rustig raak en dat ons saam wees op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag weer op hierdie platform kan saam wees. Dankie vir die weer, wat die afgelope week weer 'n bietjie warmer is en ag Vader, ons kan agterkom, daar is 'n koeligheidjie in die oggende en in die aande in die lig en ons weet die seisoen het gedraai, maar ons is dankbaar ook vir die sonskyn weer wat so 'n bietjie na vore gekom het. Ons wil vir u kom vra dat u ook nou saam met ons sal gaan, waar ons uit u woord uit gaan lees, dat u die woord vir ons sal oopbreek, dat u met elkeen van ons sal praat en dat ons vandag iets nuuts oor 'n ou bekende teks sal hoor en dat ons lewens sal ondersoek en vir onsself sal afvra, hoe beïnvloed hierdie teks ons lewe? Wat kan ons uit hierdie teksgedeelte neem vir onsself en hoe kan ons lewens aanpas om meer en meer volgens u voorbeeld en u wil te leef? En daarom kom vra ons nou, Here, breek die woord vir ons oop en werk met elkeen van ons. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, Paasnaweek is verby en hierdie volgende paar Sondae wat vir ons voorlê is die na-Paase Sondag voor ons by Hemelvaart kom. En ons gaan by teksgedeelte stil staan waar Jesus aan verskeie individue verskyn om te wys dat hy opgestaan het uit die dood uit. So die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan is Johannes 20 en ons gaan saam lees vanaf vers 19 tot en met vers 30. So indien u u Bybel het, kan u volg as u sou wou. Daardie Sondag aan was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, "Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sonde vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie." Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, "Ons het die Here gesien." Maar hy sê vir hulle, "As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy steek nie, sal ek nooit glo nie." 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, "Vrede vir julle." Daarna sê hy vir Thomas, "Bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig." En Thomas sê vir hom,
my Here en my God. En toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek geskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Nou ons lees net hierdie enkele verse saam. Geliefdes, kyk ons na die disippels en na die vroue van die Bybel, dan sal ons sien dat hulle almal doodgewone mense was. Mense soos ek en jy, mense wat 'n werk gehad het, wat 'n unieke individu was, elkeen met sy eie sterk en swakpunte, en elkeen van hulle het by tye erge flaters gemaak. Weereens net soos ek en jy, en daarom kan ons nie anders as om met hierdie mense te identifiseer nie. Ons verstaan hulle angs as die hoë golwe oor die boot slaan. Ons verstaan ook dat hulle nie dadelik vir Jesus erken het toe hy op die water oor die see na hulle toe aangeloop gekom het nie. Ek en jy sou waarskynlik ook nie eers aan Jesus gedink het as ons in so 'n situasie was nie. Ek kan my nogal indink hoe Petrus moes optree en hoe hy moes voel, en ek kan myself partykeer in sy skoene plaas, en ek dink ek sou dalk met geleenthede soos hy opgetree het. Ek kan ook my voorstel hoe die disippels moes gevoel het toe Jesus gevange geneem het, en ek kan verstaan dat hulle weggehardloop het, en dalk sou ek ook weggehardloop het. Ek kan glo dat hulle die deure sou gesluit het uit vrees vir die Jode en vir vervolging, en dat hulle in daardie bovertrek bymekaar gesit het en gewonder het wat om volgende te doen, en ek sou waarskynlik ook soos hulle opgetree het. En dalk sit jy hier en jy luister na hierdie gedeelte en dan sê jy, ja, ek het my nogal laasweek geïdentifiseer met Maria Magdalena, want ook Jesus het my lewe handomkeer kom verander. So in elkeen van hierdie verhale wat ons lees van normale mense, kan ons iets vind waarmee ons kan identifiseer. En daarom maak dit die Bybel so 'n unieke boek, want dit handel oor normale mense soos ek en jy, wat 'n besonderse of 'n unieke ontmoeting met die lewende Here gehad het, met die opgestaande Christus gehad het, en wie se lewens nooit weer dieselfde was daarna nie. En daarom kan ek en jy nie anders as om ook onsself te identifiseer met hierdie mense, en ook vir onsself te sê, maar hoe sou ons opgetree het as dit met ons sou gebeur het nie? En daarom kan ek en jy onsself vergelyk met die vroue en die disippels van die Bybelse tyd. En ek het nogal die afgelope week baie daaroor nagedink. As ek en jy in die Bybelse tyd moet leef, of as ons onsself in hierdie verhale moet inlees, hoe sal ons onsself sien? En hoe sal ons oor onsself dink, of hoe sal ander mense ons sien en oor ons dink? Want as ek dink aan Petrus, dan dink ek aan die rots en aan die leier van die kerk. As ek dink aan die vrou by die put, dan dink ek aan iemand wat die lewende water ontvang het. As ek dink aan Esther, dan dink ek aan iemand wat moed en durf gehad het en wat opgestaan het vir die waarheid. En dan kan ek myself met hulle vereenselwig. En dan vra ek vir myself, maar waar pas ek in? Hoe sou mense oor my gedink het? Wat sal hulle van my sê as hulle my moes klassifiseer volgens een van hierdie kategorieë? Want dalk is ek en jy meer soos Maria wat die beste deel kies. Of dalk is ons meer 'n Martha wat dienend is. Dalk vergelyk ons onsself met Petrus, wat sê dat ons is 'n dinamiese mens, wat onbevrees kan leiding neem, en wat soms foute maak en op mense se trone trap, maar wat dinge gedoen kry. Of dalk kan ons sê dat ons rasioneel is, soos Lukas, en dat ons noukeurig navorsing doen, voordat ons 'n pen op skrif sal sit. Ander van ons sal dalk eerder sê, nee, ek is meer soos Filippus, die een wat meer op die agtergrond is, die een wat mense makliker kan benader, en die een wat hulle sal benader as hulle ontmoeting byvoorbeeld met Jesus wil hê. Miskien is ons meer soos hy dan.
En hopelik is nie een van ons soos Judas Iskariot nie. Maar soos wat ons deur die Bybel lees ons van hierdie gewone mense en hulle ontmoetings met Jesus. Soos wat ons ook vandag gelees het van Thomas en die ander disippels se ontmoeting. En dan voel ons kan identifiseer met hulle. En miskien is Thomas die een met wie ons die meeste kan identifiseer, juis as gevolg van dit waardeur hy gegaan het en die tyd en die omstandighede waarin ons vandag leef. Want wanneer ons kyk na Thomas, dan word hy volgens my verkeerd gelabel deur die samelewing. En die samelewing doen dit nogal. Hulle sal aan 'n naam dink of hoor dat dit 'n persoon se naam is en omdat hulle 'n slegte ervaring gehad het met 'n persoon wat dieselfde naam het, sal hulle omdat hulle daai slegte ervaring gehad het, almal met hierdie naam onder dieselfde kam skeer. Hulle sal mense label op hulle uiterlike of dit wat hulle gedoen het sonder om die persoon regtig te ken. En ek dink dit is wat ook met Thomas gebeur het. Want toe ek jonger was, het ek altyd gehoor dat mense gepraat het van ongelowige Thomas. En dit het altyd vir my 'n negatiewe konnotasie gehad en ek wou nooit 'n ongelowige Thomas gewees het nie. Ek wou nie gehad het mense moes my so label nie. Maar toe ek Thomas se verhaal begin lees en dieper begin lees en dit reg begin lees, toe het ek agtergekom dat mense hom ook maar verkeerd gelabel het, dat hulle aan hom iets toegeskryf het wat nie regtig waar was nie. Ja, hy het getwyfel, hy het ondersoek ingestel, maar nêrens lees ek dat hy ongelowig was nie. En in die era waarin ons vandag leef, kan ek nou nogal baie van ons sien as 'n Thomas, want net soos wat Thomas vrae gevra het en nuuskierig was en ondersoek ingestel het, net so doen ons dit ook vandag, want ons leef in 'n era waar inligting vrylik beskikbaar is, waar ons 'n oorvloed van inligting het, maar waar alle inligting nie akkuraat is nie. Ons weet van fopnuus, ons hoor daagliks daarvan. Ek het net vanoggend weer op sosiale media gelees dat Jaco Jacobs, die bekende gedigskrywer, geskryf het dat mense baie versigtig moet wees en moet seker maak dat hy 'n gedig geskryf het voordat hulle sommer net aanvaar dat hy dit geskryf het. Want iemand het hom gekontak en gesê, "In watter boek is hierdie gedig van jou? Ek het dit op sosiale media raak gesien en ek wil net die boek gaan aanskaf want ek wil dit vir my kind gebruik vir kunswedstryd." En Jaco Jacobs het vir die dame laat weet, "Luister hierso, ek het nog nooit so 'n gedig geskryf nie. Dis nie my gedig nie." En toe sê sy maar sy het op ChatGPT ingegaan en gevra vir verwysings en ChatGPT het hierdie gedig aan Jaco Jacobs gekoppel. En hy het toe gaan ondersoek instel en wat ChatGPT gedoen het is, hulle het 'n klomp van sy gedigte gevat en dit saamgeflans en sy naam daaronder gesit en gesê dis 'n gedig wat hy geskryf het. En hy het nog nooit daardie gedig geskryf nie. En dan maak hy die uitspraak ook dat dit 'n baie slegte, hy gebruik die woord vrot, gedig is. En daarom het hy vir mense gevra om versigtig te wees. So as ek en jy nie ondersoek instel nie, as ons nie vrae vra nie, gaan ons nie by die waarheid uitkom nie. En dan gaan ons sommer enigiets aanvaar as waarheid. En dit is presies hoe Thomas was. Thomas het vrae gevra. Thomas het ondersoek ingestel, maar hy was ook oop vir oortuiging. Hy was oop gewees om die waarheid te sien of te hoor en om daarmee te vereenselwig. Hy het wel gewonder, hy was wel onseker, hy het wel getwyfel, maar dit sê nie vir my dat hy ongelowig was nie. Inteendeel, as ek die tekste lees waar ons van Thomas lees en die buitebybelse bronne, dan sê dit vir my dat hy 'n gelowige was. Die eerste keer wat ons van hom hoor is in Johannes 11, waar hy by Jesus se disippels was en toe Jesus met sy disippels gepraat en vir hulle gesê dat Lazarus gesterf het en dat hy na Lazarus toe wou gaan. En dan het sy disippels hom afgeraai om dit te doen, want hulle het vir hom gesê, onthou dis gevaarlik, hulle wil u kruisig en as ons nou daarheen gaan, loop ons die risiko dat hulle u gevange kan neem en u kan kruisig. En dan sê Jesus vir sy disippels maar dat dit vir hom belangrik is en dat hy wel wil gaan. En dan staan Thomas op en dan sê hy, kom ons gaan saam met Jesus. En as ons sterf, dan sterf ons saam met Jesus. So hy was toe al bereid om vir Jesus te sterf, want hy het in Jesus geglo. Dit was in Johannes 11 gewees.
En in die teksgedeelte wat ons vandag gelees het, sien ons dat Thomas aan die einde sê, my Here, my God. Dis een van die belangrikste belydenisse en uitsprake in die Bybelse tyd. En dit was Thomas wat dit gesê het. Wat vir my sê dat hy geglo het in Jesus, dat hy nie ongelowig was nie. En daarom dink ek dat daar 'n verkeerde label aan hom gekonnekteer is. Hy, net soos die disippels, wou sien en glo. As ons kyk na ons teksgedeelte, dan sien ons in hierdie gedeelte dat Jesus aan die disippels verskyn het. En daarna het hulle geglo dat hy opgestaan het uit die dood uit. En dan lees ons dat Thomas nie een van hulle was nie. En dat hulle dan na Thomas toe gaan en vir hom sê, maar ons het die Here gesien. En dan sê Thomas, maar julle het hom gesien, ek het hom nie gesien nie. Voorheen wou julle nie saam met Jesus gaan nie, en ek moes julle toe oorreed om saam met Jesus te gaan. So hoe kan ek julle nou vertrou dat julle werklik vir Jesus gesien het? Ek sal graag self vir Jesus wil sien, want ek was daar toe Jesus gesterf het aan die kruis. Ek was daar toe ons hom begrawe het. Ek het gesien dat hy fisies dood is. So ek wil ook maar net sien dat hy wel lewe, soos wat julle gesien het. Ons sê nie dat die ander disippels ongelowig was nie, maar ons konnekteer dit aan Thomas. En ek dink dit is onregverdig. Thomas het wel getwyfel, maar hy was nie noodwendig ongelowig nie. Vandag weet ons dat twyfel die keersy is van geloof, dat die twee so half hand aan hand met mekaar gaan. En ons weet ook dat twyfelvrae onlosmaaklik deel van ons lewens is. En Paulus kom bevestig ook hierdie gedagte in 1 Korintiërs 13, wanneer hy skrywe, dat ons nog dikwels in 'n dowwe spieël kyk, en dat dinge nog steeds vir ons raaiselagtig is, maar dat ons eendag duidelikheid sal hê, dat ons dan sal verstaan en dat ons dan dinge sal sien soos wat dit werklik is. So bekyk ons die lewe, dan verstaan ons nie altyd alles nie. En ons het vrae oor sekere dinge. En ons moet ook erken dat ons by tye ernstig wonder oor goed. En daarom verstaan ek waardeur Thomas gegaan het. Wanneer hy reguit sê, as ek nie gesien het nie, sal ek nooit glo nie. En geliefdes, ek is seker dat u, net soos ek, en dalk ook soos Thomas, wens dat ons hierdie rotsvaste geloof gehad het. 'n geloof wat nie geskit kan word nie. Maar ek is bevrees dat dit nie altyd die geval is nie. Want ons almal, selfs Thomas, by tye twyfel. Ons het by tye voete van klei. Ons almal worstel by tye en ons is onseker. En soms word ons geloof geskit. Soms dwaal ons af. Soms verdwaal ons geheel en al. En as ons regtig vandag eerlik is, dan sal ons erken dat ons soms sukkel met ons geloof. Dat ons ook soms wonder en onseker is oor goed. En dat ons ook soms ondersoek instel om sekerheid en klaarheid te kry. En dit is presies hoekom hierdie verhaal van Thomas vir ons in die Bybel opgeteken is. Dis vir ons sodat ek en jy wat soms wonder en twyfel kan besef dat twyfel nie die einde van die wêreld is nie. Maar dat ons as gelowiges ook moet leer wat om met hierdie twyfel te doen en hoe om dit te hanteer. En dit is waaroor hierdie gedeelte vir my gaan. Want Jesus se reaksie op Thomas se twyfel leer my hoe om dit te hanteer en leer my hoe Jesus daaroor dink. En geliefdes, ek wil hê jy moet raak sien dat hierdie gedeelte nie vir my gaan oor Thomas se twyfel nie. Nee, dit gaan vir my oor Jesus en oor Jesus se reaksie. Hoe Jesus Thomas hanteer. Die kollig val helder en duidelik op Jesus en hoe hy hierdie situasie hanteer. Want twyfel spreek nie in hierdie gedeelte die laaste woord nie. Nee, Jesus doen en sy reaksie op dit. En dit is wat vir my belangrik is. Nou eerstens moet ek en jy raak sien dat Jesus nie vir Thomas verwerp nie. Hy verwerp hom nie oor sy twyfel nie. Jesus skors hom nie uit die disippels uit en sê, jy vra te veel vrae en daarom kan jy nie meer 'n disipel wees nie.
Nee, Jesus kom sê nie hier vir ons dat ons as volgelinge nooit mag vra nie. Inteendeel, wanneer die prins van vrede in daardie bovertrek opdaag, wanneer hy sy verskyning maak, dan sê hy vir almal, vrede vir julle, ook vir Thomas. Want Jesus het die pad van die kruis kom loop en hy het opgestaan uit die dood uit, sodat almal van ons die lewe kan hê, sodat ons saam met hom hierdie pad kan stap. En nie net die wat sterk staan in hulle geloof nie, maar juis ook die wat twyfel, juis ook die wat vra, juis ook die wat onseker is. Jesus sê self op 'n stadium, hy het nie gekom vir die gesondes nie, want die gesondes het nie 'n dokter nodig nie. Hy het juis gekom vir die wat siek is. Jesus het nie mens geword vir die wat sterk staan in die geloof nie. Hy het juis vir die gekom wat swak is en wat hom nodig het. Hy het gekom om as verlosser op te tree vir die swakkes, vir die wat twyfel, vir die sondiges, vir die wat gebroke is, vir die wat onseker is, sodat hy hulle kan gesond maak, sodat hy hulle kan heel maak, sodat hy vir hulle sekerheid kan gee. Kyk maar net met hoeveel deernis hanteer Jesus vir Thomas in hierdie gedeelte. Hy skel hom nie uit nie, hy raas nie met hom nie, hy verskree hom nie, hy spreek hom nie eers hard aan oor die feit dat hy twyfel nie. Nee, hy nooi hom nader. Hy sê, kom hier, kom Thomas, want hier naby my sal jy weet ek lewe. Dat ek opgestaan het, dat ek die dood oorwin het. As jy daar ver staan, daar buitekant die kring, gaan jy nog steeds bly wonder. Maar as jy hier naby my is, hoef jy nie meer te wonder nie. Dan hoef jy nie meer te twyfel nie. Dan kan jy net glo. En tweedens verwag Jesus van Thomas om verby sy twyfel te beweeg en te begin glo. Jesus sê vir hom, jy het vrae gevra, jy was onseker, jy het gewonder, jy het ondersoek ingestel, jy het antwoorde gekry en jy het gesien. Nou moet jy nie meer twyfel nie. Nou moet jy glo. Beweeg aan. Moenie volhard in jou twyfel nie. Moenie daarby vashak nie. Geliefdes, en dit is belangrik om dit raak te sien, dat Jesus nie wil hê dat ek en jy net verlief moet neem met ons twyfel en dat ons net daarmee moet vrede maak nie. Hy wil ook nie hê dat ons niks daaraan moet doen nie, want dit is dan wanneer ons twyfel ons lam lê. Dit maak dat ons dan nie geestelik kan groei nie. Dit maak dat ons dan in ons geloofslewe stagneer. Dit beroof ons dan van ons vrede en ons blydskap wat die Heilige Gees binne in ons moet bewerkstellig. Nee, die Here wil hê ons moet dit hanteer en ons moet verby dit kom. Geliefdes, maar outomaties wonder ons dan oor twyfel. Ons wonder dan hoe twyfel in ons lewe werk en is twyfel verkeerd? Is twyfel sonde? Volgens my is daar niks daarmee verkeerd om sekerheid te soek en om ondersoek in te stel nie, veral nie in die tyd waarin ons leef nie. En twyfel is dikwels vir my net 'n aanduiding van ons swakheid of selfs van die gebrek aan verstaan of insig of kennis ten opsigte van iets spesifieks. En wanneer ons twyfel en ondersoek instel, dan verbreed ons kennis en dan kom ons by verstaan en by sekerheid uit. En daarom dink ek nie twyfel op sigself is verkeerd of dis sonde nie. Ek dink dit raak verkeerd en dit raak sonde wanneer dit 'n aktiewe besluit is wat ek en jy neem om te bly twyfel en om te volhard in daardie twyfel. Twyfel word vir my sonde wanneer dit lei tot 'n doelbewuste verwerping van God, of wanneer dit lei tot vyhandigheid of 'n hardvogtige gesindheid. So as
Thomas volhard het in sy ongeloof dat Jesus opgestaan het uit die dood uit, selfs nadat hy Jesus in lewende lywe gesien het, dan was dit vir my verkeerd, dan was dit vir my sonde. Maar ons sien dat dit nie gebeur het in hierdie gedeelte nie. Ons sien dat Jesus ook aan hom verskyn het, soos aan die ander disippels, en dat hy Jesus gesien het, en dan word daar nie eers vir ons gesê dat hy gegaan het om sy vingers in Jesus se wonde te drink nie. Daar word net vir ons gesê dat hy dadelik geglo het, en dat hy hierdie belydenis gemaak het. Hy het getwyfel, Jesus het aan hom verskyn, en hy het geglo, so hy het nie volhard in sy twyfel nie. En dit sê vir my, hy het nie sonde gedoen nie. Dit sê vir my, dis nie verkeerd nie. Jesus het vir hom sekerheid gegee. En hy het uitgegaan en hy het gaan getuig. Die buitebybelse bronne bevestig dit vir ons. Hy het Indië toe gegaan en hy het die geloof daar gaan verkondig. Hy was 'n disipel vir die Here, hy was 'n gestuurde wat uitgegaan het en gaan getuig het oor die opstanding van Jesus Christus. Geliefdes, wat vir my belangrik is en wat vir my uitstaan in hierdie verhaal, is dat die mense nie deur Jesus afgeskryf word, omdat hulle twyfel nie. Hy het nie vir Thomas afgeskryf nie, hy het hom aan een kant toe geskuif nie, nee, inteendeel, hy het vir hom gesê, kom nader, staan nader en kom stel ondersoek in, kom kyk vir jouself, en beweeg aan, moenie verder twyfel nie, glo. En daarom sê Jesus dit reguit hier vir Thomas, maar nie net vir Thomas nie, hy kom sê dit vir die res van sy volgeling, en ook vir my en jou, moenie langer ongelowig wees nie, maar glo, wees gelowig. So moenie meer twyfel nie, glo en gaan verkondig dit. Stel ondersoek in, kom by 'n punt en beweeg aan. Wat vir my sê dat ek en jy vandag 'n keuse moet maak. Ons moet kies teen twyfel. En ek wil hê jy moet dit baie mooi verstaan. Twyfel is 'n keuse. Jy hoef nie te twyfel nie. Jy kan kies vir geloof en vertroue in God en jy kan kies teen twyfel. En volgens my is dit 'n keuse wat ek en jy elke dag moet maak. Ons moet daagliks kies om God te vertrou. Nou geliefdes, daar's baie mense daar buite wat voel dat twyfel iets is waaraan 'n mens niks kan doen nie. Hulle voel dat dit iets is wat maar net oor jou kom, wat so half oor jou spoel en wat jou half magteloos laat staan daarteenoor. En hulle dink en redeneer dan ook soos Thomas en sê as ons nie sien nie, kan ons nie glo nie. En dan sukkel hulle ook om te kan sien. En omdat hulle sukkel om te kan sien, dan glo hulle nie, dan twyfel hulle. Kom ek gee 'n paar voorbeelde daarvan. Dalk is jy ook soos baie ander mense daar buite wat daagliks die koerant opskrifte lees en sukkel om te kan sien dat Jesus in beheer is en dat hy die magte van die duisternis verslaan het. Dalk sukkel jy om te sien dat hy alles kom herstel het omdat hy aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood uit. Juis omdat alles rondom jou stikkend is. En dalk ervaar jy nie dat die Here naby jou is nie. Jy voel dalk soos die volk van destyds wat gesê het, God is ver en onbetrokke en jy voel dalk so. En dan lê die sleutel of die oplossing hiervoor juis in Johannes 20. Ons hoor hier in hierdie verhaal dat Jesus vir ons kom sê, solank as wat jy ver weg bly staan, ver van God af is, sal jy nooit sien nie. Want om ver van God af te staan, is 'n resep vir twyfel. So as jy voel dat die twyfelvrae jou begin lam lê, en jy weet nie watter kant toe nie, is dit juist die tyd om na God toe te gaan, en om hom onvoorwaardelik te vertrou. Om eerlik met hom te wees en vir hom te sê, Here, ek verstaan nie hierdie goeders nie. Dit maak nie vir my sin nie. Ek weet nie hoekom hierdie goed met my gebeur nie. Maar ek glo in U. Ek het U lief. Ek weet dat ek U kind is. Ek weet dat ek U moet vertrou. En daarom kom kies ek om naby aan U te bly. Al verstaan ek nie hierdie goed nie. En dis dan wanneer die Heilige Gees in ons begin werk en wat die Heilige Gees ons begin oortuig en vir ons sekerheid gee en ons help om nie meer
te twyfel nie. En daarom glo ek dat twyfel 'n keuse is. Ons kies om te bly twyfel, of ons kies om God te vertrou. Want geloof is nie om al die antwoorde te hê op al die vrae van die lewe nie. Dit is om soos 'n kindjie te vertrou. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag opnuut na hierdie bekende teksgedeelte kon luister. En dankie dat ons vandag 'n klomp goed kom leer. Eerstens dat ons nie mense moet label nie, dat ons dit soms verkeerdelik doen. Dat ons soms mense wat dieselfde naam het as iemand anderste wat ons seer gemaak het, as slegte mense beskou en as mense beskou wat ons gaan seermaak en dat ons hulle onregverdig behandel. En dat ons soms mense wat twyfel een kant toeskuif want hulle staan nie sterk in die geloof nie en hulle glo nie en dat ons afleidings maak wat nie noodwendig waar is nie. En dat ons partykeer glo dat as ons twyfel is ons 'n ongelowige en nêrens lees ek dit raak nie. Ons lees vandag hier dat Thomas getwyfel het, maar dat hy nie vasgehak het by daai twyfel nie, dat hy vrae gevra het, dat hy gewonder het, dat hy ondersoek ingestel het, maar dat hy nie in ongeloof gebly het nie. En dat toe hy gesien het soos wat die res gesien het, dat hy dadelik geglo het en dat hy gegaan het en dit gaan verkondig het. Dat hy gekies het om in Jesus te glo en daaraan vas te hou en nie aan sy twyfel. En dat ons dieselfde sal doen. Vader, ons leef in 'n wêreld waar baie inligting tot ons beskikking is en waar nie alles waar is nie, waar daar fopnuus is en waar daar dwaalleer is en waar daar mense is wat dinge kwytraak wat nie volgens U woord en U wil is nie. En daarom kan ons nie alles net vir soetkoek opeet nie. Daarom moet ons ook ondersoek instel. En daarom gaan ons oor goed wonder en gaan ons vra en gaan ons self soms twyfel. En partykeer word ons geloof geskit, want ons verstaan nie al hierdie dinge nie. En partykeer sukkel ons om U raak te sien, maar dit beteken nie dat ons nie glo nie. Dit beteken nie dat ons nie U kind is nie. Ons het net U hulp nodig om ons oor hierdie hakkie te kry, om ons oor hierdie hindernis te kry, sodat ons weer by 'n punt van sekerheid en geloof kan uitkom. En daarom kom vra ons U, help ons hiermee. En help ons dat ons nie net mense sal eenkant toe skuif of sal label as gevolg van vrae wat hulle vra of hoe hulle oor sekere dinge redeneer of dink nie. Dat ons ook eers sekerheid sal kry oor wie hulle werklik is en oor hulle geloofslewe voordat ons sommer net uitsprake oor hulle maak. Help ons as individue daarmee, help ook ons as gemeente daarmee. Help ons ook om uit te gaan in die samelewing en daar 'n verskil te maak. Ons kom bid ook vir mense wat siek is en ons dra hulle aan U op. Ons vra dat U die pad saam met hulle sal stap. U ken ook diegene in ons gemeente wat al vir 'n lang termyn siek is en ons vra dat U vir hulle sal krag gee. Die wat nog op 'n herstelpad is, dat U hulle sal help met hierdie genesing. Dat U 'n hand van bewaring en seën oor elkeen van ons sal hou. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here stuur U vanoggend met die seënwense en met 'n opdrag in die wêreld in. Hy sê genade, barmhartigheid en vrede vir julle. En onthou, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.